ons ook mag gaan, voel ons in die skadu by U staan, hoor ons dankgebede, hoor ons loflied styg as ons aan U ons dank betoon. Here, U genade het ons hier behou, in die hand van liefde vasgehou, moet nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën, Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almag steun, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons bede aan. Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in die skadu by U staan, hoor ons dankgebede, hoor ons loflied styg as ons aan U ons dank betoon. Die Here sê, luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en van Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons bid. Barmhartige God en Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre weer die geleentheid het om so met U woord besig te mag wees. Open asseblief ons ore dat ons kan hoor wat ons moet hoor. Gee Here dat die saad ook in goeie vrugbare grond in ons harte sal val en dat dit baie vrug sal dra tot eer van U naam. Dankie vir al U seëninge wat U so mildelik oor ons uitstort elke dag. Ons loof U en ons prys U en ons sê Here, ons wens so ons het 1000 tonge gehad om U lof te kon besing na waarde. Maar U ken ons is net mense vol gebreke en vol swakhede. Daarom wil ons maar in alle eenvoud net sê, Hemelse Vader, dankie vir U genade. Seën ons asseblief met wat ons nodig het, sodat ons as U kinders tot U eer sal leef op hierdie aarde. Wees met almal wat swaar kry, hou U hand van beskerming en bewaring oor almal wat benoudheid beleef, wat vrees ervaar. Wees met hulle wat mishandel word, Here. Ons bid vir ons land en vir ons wêreld, en ons vra dat U ons genadig sal wees, want ons is skaam oor die bloedvergieting en die bedrog en die onreg. Gee vir ons die vermoë om as U kinders so te leef dat ons 'n lig vir die wêreld kan wees en sout vir hierdie aarde. Hierdie dinge vra en bid ons met die vergifnis van ons sonde, alleen maar in Jesus Christus se naam. Amen. Ons skriflesing vandag is Eksodus 17, ons lees vers 1 tot 7. Nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. En toe het die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors, en hulle het vir Moses verwyd, waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom? Daarna het Moses tot die Here geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. Toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nyl se water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. En dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. En Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel.
En hy het die plek Massa en Meriba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het, en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? Ons lees tot sover. Ons tema is die vraag wat die ou Israeliete eenmaal daar by Massa en Meriba gevra het, en dis ook 'n vraag waaroor elke gelowige vir hom of haar selfsekerheid oor moet hê. Is die Here by ons of nie? Nou wat sê u? As u ja sê, sê dan ook, waaraan sal ons weet of die Here by ons is of nie? Wat is daar waarvan u kan sê, ek het daar geen twyfel aan, dat die Here by ons is? Want juist dit is die boodskap van die boek Exodus. Exodus wil een boodskap oordra. Die Here is by julle, sigbaar, openlik, kragtig. As daar een ding was, waaroor die ou Israeliete geen twyfel oor moes hê nie, dan was dit hieroor. Hulle moes weet, hulle is die volk wat die Here uitverkies het. Nie omdat hulle so oulik is nie, maar uit genade. Hulle moes weet, hulle is die volk wat uit Egipte bevry is. Die volk wat God met een wonder na die ander onder die heerskappy van die Farao uitgelei het. Dis terwille van hulle dat God 10 plaae gestuur het om die Farao te dwing om hulle te laat gaan. Onthou u, die Nylwater wat in bloed verander het, die paddas, die muggies, die steekvliee, in hulle miljoene, die pes onder die vee, swere op mense en diere, haal en sprinkane, 3 dae duisternis, en dan die dood van die Egiptenisse eersgeborenes. Gaan lees gerus slag weer Exodus 7 tot 11. Die meeste mense sou hier teen die eerste, hoogstens die tweede plaag al begin besef het, wat hier gebeur is buitengewoon. Dis God wat hier werk. Maar daar hou dit ook nie op net. Het u geweet, die boek Exodus word die boek van wonderwerke in die Bybel genoem. Hierdie boek in die Ou Testament beskryf meer goddelike wonderwerke as enige ander boek in die Bybel. En u en ek ken hierdie wonderwerke. Dis ons geleer van kleins af. Sommer baie gou na die Israeliete uit Egipte getrek het, gebeur nog 'n wonderwerk. 'n Ontzagwekkende, 'n ongelooflike wonderwerk. Onthou u, sommer baie gou na hulle uit Egipte weg is, het die Farao sy soldate gestuur om die Israeliete terug te bring om weer as slawe te kom werk. En vir Moses en die volk lyk dit of alles nou hier gaan eindig. Die Rietsee voor hulle en die Egiptiese magtige leer agter hulle. Hoe gaan hulle ooit uit hierdie penarie kom? Wel, Moses hoef net sy kierie op bevel van die Here oor die see uit te steek, en toe gebeur dit. Die Here laat 'n sterk oostewind waai, wat die water van die see kloof, dat dit weerskante soos 'n muur staan, sê Exodus. En die Israeliete kon droogvoets deur die see trek. En toe die Egiptenaars dit probeer, so vertel Exodus, het die Here die wiele van hulle waans wonderbaarlik laat uitval, en die water oor hulle laat neerstort. Gaan lees Exodus 14. Is die Here by ons of nie? Wat 'n vraag om te vra deur mense wat so 'n wonderwerk beleef het. Kort daarna is die Israeliete toe honger, en hulle honger maak dat hulle terugverlang na die vleispotte van Egipte. En die Here, hy stuur kwartels wat laag vlieg, en wat die hele kamp van die Israeliete kom vol sit. Stel jou voor, jy kan net jou hand by jou tent uitsteek en jou aandete sommer net daar vang. En asof dit nie genoeg is nie, gee die Here toe ook vir hulle 'n wonderlike soort voedsel in die woestyn, iets wat wit was soos koriandersaad en soos heuningkoek gesmaak het. Dit het die woestyn oortrek en soos ryp gelyk, en hulle het dit manna genoem. Want die woord manna beteken, wat is dit? En nie net vir een dag nie, volgens Exodus 16 het die Here vir 40 jaar lank vir hulle manna voorsien. Is die Here by ons of nie? Hoe kon hulle juis hieroor onseker wees? Hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek, eintlik moet 'n mens nie die boek Exodus net die boek van wonderwerke noem nie, maar ook die boek van blye uitroepe, die boek van dankbaarheid en heilige ontzag.
Die boek van Halleluja sing. Maar, en dis so tragies, Exodus lees soos 'n boek van murmurerings, 'n boek van klagtes, 'n boek van angs en opstand. Wat 'n mens opval wanneer jy die boek Exodus lees, is die klagtes van Israel. Jy kry nie heilige ontzag en dankbaarheid en hallelujas nie. 'n Mooi, of eintlik moet ek sê, 'n tragiese voorbeeld hiervan is Exodus 17, die gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Ons ken die verhaal. Hulle het alreeds ver getrek gehad en die wêreld waar hulle toe was kaal en dor en daar was nie water in die klipwoestyn nie en die mense het dors geword. Hulle, so sê die Bybel, het met Moses rusie gemaak en so eintlik die Here self beskuldig. Vers 2, toe het die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Geen wonder nie dat hierdie plek later 2 name gehad het nie, Massa en Meriba. En hierdie 2 name beteken letterlik op die proef stel en rusie. Israel is kwaad vir die Here en hulle daag hom as het ware uit om iets aan hulle situasie te doen. En wat doen die Here? Moses, sy dienskneg, moet maar weer op die Here se bevel dieselfde kierie vat waarmee hy op die Nylse water geslaan het, om dit in bloed te verander, en hierdie keer moes hy op rots slaan, sodat daar genoeg water sou uitloop vir die hele volk om te drink. Ons lees dit in vers 5 en 6. In die middel van die woestyn verander 'n droë rots in 'n spuitfontein. Is die Here by ons of nie? Juist dit was iets waaraan hulle nooit moes getwyfel het nie. Maar dit alles is nou geskiedenis. Dit gaan vanmôre nou nie meer oor ou Israel en oor hoe hulle geloof was nie. Dit gaan vanmôre oor ons. Dit maak nou nie meer saak hoe ou Israel die vraag, is die Here by ons of nie, geantwoord het nie. Dit gaan oor hoe u en ek hierdie vraag antwoord. Vandag, in ons eie omstandighede. Ek lees iemand skryf, dis die eintlike vraag wat ons vandag moet vra. Is die Here by ons of nie? Ek stem met die persoon saam. Ek meen, die soort wonderwerke waarvan Exodus die boek van wonderwerke ons vertel, gebeur vandag nie meer nie. Daar kom nie 10 plaae uit die hemel uit om jou vyand te oortuig, God is aan die werk nie. En as jou begroting nie meer klop en jou kosvoorraad begin opraak, dan kom sit die kwartels nie elke aand jou agtertuin vol nie, en lê die manna nie elke oggend wit soos ryp op jou grasperk nie. Droë rotse verander nie sonder meer in spuitfonteine nie. Ja, dalk is daar mense wat wens om net een van daardie opspraakwekkende wonderwerke te kan sien waarvan ons in die boek van wonderwerke lees. Dalk sou so iets dit vir sommige mense makliker gemaak het om te kan glo. Ander weer mag sê, miskien is daar fout met ons geloof. Dis omdat ons so min glo vandag dat ons so min wonderwerke sien. Of dalk is daar mense wat meen dat die Here oor die eeue heen verander het. Daarom doen hy in ons tyd soveel minder wonderwerke as in die tyd van Moses. Maar dink nou mooi. Wanneer 'n mens eers so begin redeneer, is jy eintlik maar besig om te vra, is die Here by ons of nie? As jy so redeneer, is jy eintlik besig om presies te doen wat ou Israel gedoen het. En dis gevaarlik. Ou Israel wou 'n God hê wat moes optree soos wat hulle wou hê hy moes optree. En daarom het hulle eenmal daai goue kalf gemaak waarom hulle kon dans. En op die ou einde was daai goue kalf maar net 'n mensgemaakte God wat na hulle pype moes dans. En dis dan dat 'n mens God se geduld op die proef stel, en wanneer 'n mens rusie met God maak, as hy nie doen en optree soos wat jy verwag, hy moet doen en optree nie. En dis dan dat 'n mens se geloof net so wipplank ry soos die van Israel. As die Here wonders doen, dan glo mense in hom, en as die Here nie wonders doen nie, dan glo hulle nie. En dis dan dat 'n mens, om dit so te sê, leef van wonderwerk tot wonderwerk en nie uit vertroue in die Here se woord alleen nie. En dis dan dat die Here se beloftes nie vir 'n mens meer genoeg is nie. God, my broer en suster, is God. Hy werk soos hy werk.
Hy produseer nie volgens menslike voorskrifte nie. O ja, hy doen nog wonderwerke, ook in ons tyd. Baie, daarvan kan soveel van u getuig. God voorsien vandag nog die spreekwoordelike kwartels en manna en die water uit rotse. Maar, en hoor mooi, sy woord sê so duidelik, God praat deesdae veral op 'n ander manier met ons. Lees dit saam met my, Hebreërs 1 vers 1 en 2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. Hoe verstaan u hierdie woorde? Kan ek u sê hoe ek dit verstaan? God stuur sy Seun na die aarde toe, maar dan nie in 'n sigbare wolkkolom en in 'n asemrowende vuurpilaar nie. Nee, hy stuur hom in 'n brose menseliggaam. En Jesus, daardie Seun van God, wat God na ons toe stuur, nie net word hy in 'n krib, in 'n stal vir diere gebore nie. Later in sy lewe laat hy toe dat daar met hom gespot word, dat op hom gespoeg word, dat hy met 'n sweep, die Bybel sê 'n gesel, geslaan word, dat hy verskriklik ly en uiteindelik gekruisig word. En wanneer hy van sy koninkryk praat, dan sê hy vreemde goed, soos dat sy koninkryk verborge is vir menslike oë, dat sy koninkryk onsigbaar werk so suurdeeg. Dis geen wonder dat mense wonder, is God by ons of nie? Van sy koninkryk sê die Here Jesus, dis so klein soos 'n mosterdsaadjie, 'n spikkeltjie wat jy maklik kan miskyk. En sê hy van sy koninkryk, die onkruid groei in sy koninkryk nog welig saam met die koring op die lande. En dink daaraan, die faraos van ons tyd verdrink nie saam met hulle strydwaans in die see van God se oordeel nie. En wanneer ons 1 Petrus 5 vers 8 lees, dan hoor ons, die duiwel loop in ons tyd steeds rond, soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. En as ons vandag vra, maar is die Here by ons of nie, dan stuur die Here nie 'n legioen engele om ons vraag te kom beantwoord nie. Nee, as ons Matteus 28 lees, dan hoor ons, die Here stuur gewoon sy Gees, om ons daaraan te herinner, dat sy Seun, die gekruisigde, as opgestane Heer by ons is, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. En as ons soek na verdere tekens, is dit wat ons kry nie, hope manna en kwartels orals om ons heen nie, maar klein, bietjie nagmaalbrood en wyn, en 'n doopvond met 'n bietjie water, en 'n evangelie wat gepreek word. Ek hoop dit maak sin, as ek vanmôre vir u sê, om te glo is baie meer as om tekens en wonders te wil sien. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om oortuig te wees dat God daar is. God wat nie net vir Israel ten spyte van hulle murmurerings tog in die beloofde land gebring het nie, maar wat ook vir ons by die nuwe hemel en die nuwe aarde sal bring, omdat hy dit so beloof het. Is die Here by ons of nie? Weet jy, eintlik is dit die verkeerde vraag om te vra. Laat my toe om te verduidelik. 'n Afvaardiging Christene het eenmaal vir Abraham Lincoln, een van Amerika se vroeëre presidente, tydens daardie donker dae van die Amerikaanse burgeroorlog besoek, en hulle het vir hom gesê, ons hoop die Here is by ons, meneer Lincoln. En president Lincoln het so geantwoord, ek reken dis nie so belangrik soos iets anders nie. En die besoekers was verbaas oor sy antwoord, want wat kan dan belangriker wees as om te glo dat die Here by ons is? En toe voeg president Lincoln dit by, ja, dis wel belangrik, baie belangrik, maar ek weet die Here is by ons. Hy het dit so beloof. Ons kan dit met die absolute sekerheid aanvaar. Die vraag waaroor ons meer oor moet bekommer is, of ons by die Here is. En dis ook vir ons die eintlike vraag waarop elkeen van ons vandag in ons omstandighede vir onsself duidelikheid moet kry.
Oor die vraag wat die Israeliete gevra het, is die Here by ons of nie, hoef ons nie te bekommer nie. Hy is by ons. Kyk maar net om jou. Luister maar net na sy woord. Dink maar net aan wat hy vir jou gedoen het en steeds elke dag vir jou doen. As jy oë het om te sien en ore het om te hoor, dan sal jy weet, die Here is by ons. Ons hoef ons nie te bekommer oor die toekoms en wat wêreldse prinse doen en sê nie. Een ding kan ons seker weet, die Here is by ons. Immanuel is sy naam, dit beteken God met ons. En hy verseker ons deur sy woord en sy gees, niks, maar niks kan ons van sy liefde skei nie. Dis ons troos, en dit is wat ons moed en hoop gee. Maar dan die ander vraag, die belangriker vraag, en ek wil sê die belangrikste vraag wat enige mens in sy lewe kan vra, is jy by die Here? Is jy regtig by die Here? Dink mooi voor jy antwoord. Amen. Kom ons bid. Here God, U is so naby aan my soos die kykers van my oë. Vergewe my dat ek dikwels so blind is vir U. En open asseblief my geestesoë dat ek dit kan sien. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. O berge en dale en oor alles my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes swewe of styg ook, daar is God, omlaag en hoog verhewe, ja oral is my God. Al wat op aarde wemel of in die water leef, al wat die wolke hemel met snelle vlug deur sweef, ja al sy grootse werke verkondig dag en nag, sy goedheid sonder perke, die grootheid van sy mag. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God, waar alles my begewe, o waar ek lei is God, waar troue vriende hande nie red nie, daar is God, selfs in die doodse bande, ja